Goeiemôre almal. Julle môre sien julle vandag sien. As baie welkom hier so saam met ons en ons glo en vertrou dat julle 'n lekker vakansie gehad het. Kinders is terug by skool. Ek sien al die ouers het verligting op hulle gesigte. Die kinders is meer besig, hulle wil meer besig dan by die huis. Maar baie welkom hier so saam met ons vandag. Ons is baie opgewonde met die pad wat die Here stap in ons gemeente en dat die hartklop van God met elke van ons gaan lees en waarna ons beweeg. Net so vir sê, die kinderkerk het volgende baie spesiale diens, so wanneer ons eerste liedjie sing hulle saam en dan beweeg die kinderkerk hulle uit, daar by die deur daar agter, dan hulle eie diens hê. Ek het daarin geloof, groot mense gaan daar wel wees. So al die mamas en papas het geseën wees met ietsie lekkers like in my na die tyd. So die kinderkerk gaan dan tydens die diens dan lees daarna. Dan volgende naweek is Paasnaweek. Dis 'n vol naweek, 'n naweek wat baie dinge gebeur in ons dorp en rondom ons geloof waar ons aan Paasfees vier. Die Paasfees spesifiek gaan oor Christus het gesterf en opgestaan vir elke van ons. So ons program begin donderdag aan, dan in ons stil nagmaal hier by die gemeente. Van 6:00 tot 8:00 af kan julle inkom enige tyd vir die dag, daai tyd kan julle gesit inkom. Ons gaan die stasies van die kruis om hê na die nagmaaltaal van die voor wees. Op jy eie tyd, jy kan 16:00, 6:15, 6:30 eertyd kom. En dan maak julle as gesin net stil, hierso vir die teenwoordigheid van die Here. Julle staan hier in die stasies, ons staan dan stil hier voor by die nagmaal, neem dan nagmaal, dan kan julle dan na huis toe gaan. En dan Vrydagoggend en Saterdagoggend is daar dienste in die dorp, identifikasiedienste, die Baptiste Kerk dienste. So ons sal daai dienste met julle deel, jy's baie kan geskakel. Saterdag aand wys die fliek The Passion of the Christ by die Baptiste Kerk. Ek sal die program alles met julle deel. Jy is baie welkom as julle inskakel by daardie programme. Vrydag aand 5:00. Dit is ons by die Jesus Koppie waar ons net nagmaaltafel by die kruis gaan dek. En as jy daar wil wees en stil raak, is julle baie welkom Vrydag aand dan by die Jesus Koppie ook dan weer stil te word daarso. En dan Sondagoggend 6:00. Jy is nie advertensie hierso, ek bereik want hy is nie skeef nie. Maar ek as advertensie 6:00 Sondagoggend kom ons by mekaar by Jesus Koppie, trek warm aan. As dit reën gaan dit nie wees nie, ons sal julle dit weet, maar as dit nie reën nie, gaan ons daar by mekaar kom, ons gaan as interkerk in die skop die denominasies by mekaar kom. 6:00 onderhoudsdiens, as ons die son sien opkom, die oomblik wanneer die son opkom, stop ons die diens onmiddellik. En ons draai dan na die son toe en ons vier die opstanding van Jesus Christus, wat hy opgestaan. En as daar klaar is, gaan ons terugkom hier na ons gemeente toe, 10:00 hou ons aan die diens hierso. En ek het net gehoor dat daar is 'n behoefte dat ons het weer kos vir mense gedoop volgende week. En as daar nog mense is wat belangstel om gedoop te word vir die volgende 2 weke, sal ons dan doopdienste hou. So dan sal julle binne kom dat daar hou ons 'n doopdiens en ons groei so saam. Amen. Dis wonderlik om dat so te weet, ons sal groei so in die Here. Is jy gereed volgende vir om die Here te aanbid? Is jy gereed om jy alles vir God te gee? Ek wil hê dat wanneer jy opstaan, jy is voorstek is op die adel vir mekaar gekyk met die agter by jou skouer. En dan sien julle wat God se groot droom vir ons gemeente is. Dat God daagliks by die gemeente voel. Dat God opbou die bediening wat daar is. Ons jeugbediening het fenomenaal gegroei. Ons kinderkerk, ek sien vanoggend groei in ons kinderkerk hierso. Kan ek net iets van julle hande opsteek? Seker al die kinders is. Die groot mense as hulle daar, as al die kinders steek aan hom. Sien hoe veel handjies is hier tussen. En dit is wat die Here se hart op ons gemeente is, om werklik 'n gesinskerk te wees, wat klein en groot welkom is. Kom sit so stil as met die oor. Vader, baie dankie dat ons vir ons van die huis van die Here kan wees. Dankie dat die Gees teenwoordig is in elkeen van ons lewens. Dankie dat wanneer ons volgens U naam prys en loof, dat U opgerig sal word, dat U versterk sal word in ons midde, dat ons U weer eers ons koning en ons meester sal maak. Here, baie dankie vir die oorwinning wat U vandag vir ons gee. Want ons wandel met in die oorwinning wat U vir ons gegee het. Here, ons begin vandag met Palm Sondag, die voorbereiding van die kruis, die voorbereiding van die avondmaal wat U vir ons gegee het, die voorbereiding van die grootste daad van liefde wat U ooit vir ons gewys het, Here. Begin vandag waar Jesus Christus Jerusalem beweeg en waar almal sê Hosanna, Hosanna aan die koning.
Here ons eer U vandag ook dat U die koning van ons lewens is. En ons dank U daarvoor in Jesus se naam. Amen. En dan kom ons almal saam. En dan vir julle groot eers dat julle sing te mekaar saam. Daarna van die uitbeweeg en dan sal ons wat voor in die diens aangeef.
Your
kruis kyk, wanneer ons na ons hart kyk, dan sien ons Jesus. It's all about Him when we praise. It's all about Him when we worship. It's all about Him when we gather. It's all about Jesus when we are in this place. En Here, ons wil net gesing, we speak Jesus over every heart, every mind, every soul. Dis ons vergeet dat Jesus net weer eens vandag die senterpunt van ons geloof word. Weer eens vandag net daai plek sal inneem wat hy sê, maar ek is jou koning, ek is jou Heer, ek is jou meester. Here, ons wil jou die lof bring, Here, vanoggend. Dankie, Here Jesus. You've been love, you are love. You've been light to the darkness to be heard. You restore every heart that is broken. And great are you, Lord. You give life, you are
season. Ons het 'n rede om te celebrate volgende Here, want Christus het nie gesterf nie, maar hy het opgestaan en is lewe en hy sit aan die regterhand van God die Vader. Vader, ons eer U vandag, Here, dat die asem wat ons inasem, die asem wat binne ons is die lewe wat U elke vir ons gegee het. En ons kan hierdie asem gebruik om U te loof, U te aanbid, Here, U op te hef, U koning van alle konings te maak. Here, ons eer U vandag, dat ons kan weet dat U is gister en vandag dieselfde, selfs môre, maar ons 'n nuwe dag ingaan. U is daar met ons en ons hoef nie die dag van môre te vrees nie. Here, ons staan vandag op U woord wat die waarheid is. Die woord wat lig is, U woord wat lewend is, U woord wat kragtig is, en die Gees wat deur U woord beweeg. Here, wanneer ons so saam is, kan ons nie anders as om net ons hoofde buig. Here, as ons sê, ons is nie net in U teenwoordigheid nie, maar Here, ons staan in die liefde. Ons staan in U, Here, wat U ons saam gebring het. Here, wanneer ons saamkom, sê U woord, het een lied, het een woord, het een dankbaarheid. Here, ons kom saam met 'n getuienis, 'n wolk van getuienisse om ons, want U is getrou, Here. Baie dankie, Here, dat ons dit vandag kan weet. U is met ons. Here, woorde wat nie weet, dat ons baie keer voel en ons alleen staan, maar sê U woord vir ons so duidelik, ek sê jou nooit vergewe, nooit verlaat. En daai oomblik wanneer ons alleen voel, want ons voel God het ons verlaat, dis daardie oomblik wat God ons sterkte is, wanneer ons vrede is, wanneer ons trane sien, wanneer hy sien waar ons gaan, want in vandag wil sê, my kind, I know your name, I know your life, still I love you, still I take care of you, still I am there for you, because you are the dream in my heart. Jy is God se droom, jy is sy begeerte, jy is sy liefde, jy is sy alles. Want toe hy gesterf het, het hy sê, ek gee my alles vir jou, want jy is kosbaar. Jy is duur gekoop deur die bloed van die lam. Jy is die appel van sy oog. Jy is sy alles. Here, ons eer die volgende, ons dit vasmaak in ons hart, Here, kosbaar ons vir U is. Maar Here, ons wil ook vandag vir U sê, U is kosbaar vir ons. U is ons alles. En ons lê ons lewe neer, en ons lê ons alles neer vandag, om te sê, soos koning, soos Here, maar Here, is ons Vader, en ons eer die daarvoor, Jesus. Dankie, Here Jesus. Amen. En amen, baie dankie, ek sit ek neem, baie dankie. Die skande voorsangers, is die Here nie kosbaar? Amen. Hy is kosbaar. In die week terwyl stil word rond die woord van die Here, ons het die laaste tyd ons kursus gedoen rondom Romeine 12, en die Here het vir ons ook die hart gegee, die boodskap gegee rondom hierdie jaar, dat ons kyk na disipelskap, want help my nie, ons kom by mekaar, maar die woord van die Here groei nie in die harte van mense langs ons nie. Disipelskap word op 'n punt gebring waar ek het ontvang, en dit ek ontvang van God, en ek deel met ander mense. En seker maar dat hulle wat ontvang, dit ook deel met mekaar. So disipelskap is om volgelinge van Christus te word. Jy kan so na Romeine 12 te blaai. Romeine 12, dis waar ons ook dan ons kursus doen oor Romeine. Die wat jy weet, die Romeine is in die Nuwe Testament. Terwyl ons hierdie week, ons kom by mekaar, ons het selfgroepe, ons besig om nog 'n ander naam te kry, of dit lewensgroepe is, of by mekaar groepe, of net aksiegroepe, groepe wat mense tot aksie doen waar hulle by mekaar kom. Die young adults kom by mekaar, sorry julle, die adults die eerste kom by mekaar. Die jeug kom by mekaar, ons disipelskap groep wat by mekaar kom. En ons die kursusgroepe by mekaar kom, en snaaks genoeg, al hierdie mense se hartklop is dieselfde. Disipelskap. Ons moet aksie kry by die Christene. Ons kan nie net in die kerk sit en wat sitplekke waar ons sit in die Romeine, ons het 12 en lees vers 1 en 2, hy sê, ek vermaan julle dan broeders, by die ontferming van God, dat julle julle liggame stel, as 'n lewende heilige aan God, welgevallige offer, dit is julle redelike godsdienst. En word dan nie die wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is, tot sover.
Daar's 'n groot aanval rondom godsdienst, en ons praat baie keer daaroor. Godsdienst is as ware 'n diens van die Here. Jy staan in diens van God. En wanneer ons as kinders van die Here ons harte vir God gee, vind daar 'n wedergeboorte plaas. En wanneer wedergeboorte plaasvind, word my gees in een oomblik gedraai na God toe. Dis 'n letterlike omdraai van weg na God na God toe. In een oomblik word jou lewe verander, jou gees verander. Maar as iets wat ons interessant in ons die disippelskap gelaat het, is hulle so baie terug oor die siel, gees en liggaam gepraat. Julle weet die mens bestaan uit 3 dinge, né? Siel, gees en liggaam. Jou gees is daar waar God beweeg, daar waar God heers. Jou liggaam is net wat jy sien. Van julle mooi liggame, van julle is nie mooi liggame nie, maar dis jou so ja. Dis wat jy sien. Jou siel is wie jy is. Jou wil, jou intellek en jou emosie. En wanneer ons die Romeine lees, is my so interessant om te gelees het in die week, dat hy sê dat wanneer ons 'n redelike godsdienst het, praat hy nie oor die gees nie, agterkom. Hy praat oor die liggaam en hy praat oor jou gemoed, jou siel. Hy sê jou godsdienst uitlewing, jou godsdienst belewing, moet jy begin by eerstens jou liggaam aan God te gee. Die ding wat jy hier het. Die ding wat jy in die spieël kyk, daai ding wat jy na kyk en jy sê, hoor jy, wie is jy? Jy lyk vandag deur die mees is blank of jy's dit of dat. Dit gee jy vir die Here. En baie keer voel ons maar, hoe kan ek my liggaam vir die Here gee? Hy het sy liggaam gegee, en ek sê maar, hoe gee ek my liggaam? Ek wil vir julle vra, vriendie, hoe staan jy by my? Weet jy geslaag geloof? As God se gees in my bly, en God se gees bly binne vrede, maar hy het nodig dat God se gees by Daniel uitkom. Hoe kom hy by Daniel uit? Vriend, stap met Daniel toe. Daar. Wie is Daniel? Daniel is vir jou naam. Jy sien wat gebeur is, God, ons leer daai woordjie van ons liggaam is die tempel van die Heilige Gees is reg. So God se gees woon in ons. Maar as hy na iemand toe gaan, as hy iets wil doen, en hy het 'n voertuig nodig om te beweeg. 'n Gehoorsame voertuig. Dis wat Freddy gehoorsaam was, ek moes hy gaan na Daniel toe. Net so sê God vir ons soms om goed te doen, maar hy het 'n liggaam nodig om dit te beweeg. 'n Liggaam wat onderwerp is God. Jy moet sit vir die vriend kom. Hy het 'n liggaam nodig wat gehoorsaam is aan God om te beweeg. So sy gees, alhoewel ons weet die gees van God beweeg oor ons, hy het jou nodig om te sê, Here, my liggaam gee oor aan U om te gebruik. En offer dit op, sodat U dit kan gebruik. So na waar kom jy sê, wie ek is, wat ek is, my liggaam, gee aan God. Dis die eerste plek. So wat ons, as ons in die kerk kom, kan, julle ken mos die ou gesegde, ou mense het altyd gesê, sorry, ek kan nie in die vlees by julle wees, maar in die gees in julle by julle wees. Baie baie gesegde. Want ek wil nie van 'n leerkerk vol geeste nie. As julle die belewenis van ons band voor ervaar, ek wens julle kan soms gaan voel dit jy voor. As daar 'n crowd hier staan en saam met ons sing, as daar 'n paar liggame, 'n paar stemme, monde is dit saam sing, verander dit die hele milieu van die kerk, van ons saamkoms. Ons kan nie net sê ons is in die gees daar nie, God wil soms hê dat ons in die vlees teenwoordig moet wees in mense se lewens. Want ons in die vlees uitreik na mense toe. Ek spot baie keer vir julle, sê baie keer, dat ons sê baie keer vir julle, ek bid vir jou. Die Here seën jou. Die Here is met jou. Julle nou baie. Maar wat van hy druk hier? Ek wens dit kan my klein kinders sien van so lang hulle. As hulle inkom, dis drukkies. Die nuwe jeug. Ek is 'n pastoor baie prominent myself as ek probeer hou dan high five en fist bump mekaar. Maar die nuwe jeug is drukkie jeug, hulle hou daarvan om drukkies te gee. En wie besef ek dat ons vriend verloor dat daar aanraking nodig is. Wanneer die Here sê bid vir mekaar, sê lê die hande op hulle. Dan moet aanraking wees. God het jou liggaam nodig om iets te doen vir sy koninkryk. En daarom gee hy ons liggaam. Daarom lê ons liggaam neer as 'n welgevallige offer aan God. En selfs as Stefanus 'n stene was, het hy sy dood sy liggaam opgegee vir God. Maar God wil hê dis die eerste stap in ons lewe. Hierdie liggaam gee vir die Here. Ons het nou gister het ons na Jesus op toe gaan met 'n paar van die jong mense en 'n paar ouers
en ons stompe daar uit, gelukkig het stompe nog nie gekom, was maar min gewees. Maar die deel weet, ek kan bid vir die stompe so hard as ek wil, ek moet jyself skryf wees, dit is so nie. Het julle gesien die gitaar homself speel hiervoor? As ek die gitaar homself speel hiervoor, hard ek weg. God het mense nodig, uit hande en voete nodig. Ons is die liggaam van Christus op die aarde, en hy beweeg deur wie jy is, deur wat jy is. So jou liggaam is die eerste plek, sê Here, my liggaam gee ek aan U. Toe ons kursus doen voor die duisende hoor, sê hulle op die tyd, wat se tyd gee jy vir jou Bybelstudie? Weet jy stilte tyd? Die meeste mense sê aand, want hulle bid so resens aan, ja, as hulle in slaap so nul gebed. Jy weet al wat, jy weet al gebeur gebid. Die Here sê dankie, maar wat is in slaap? Wees sê, jou beste gee jy vir God. Jou beste tyd. Daarom gee jy jou liggaam die beste oomblik van jou liggaam wat die sterkste is vir die Here. Miskien hierdie week het jy vandag. Here, waar kan ek my liggaam in diens stel vir U? Waar kan ek in beweeg en mense se lewens teenwoordig wees? Daar teenwoordig in hulle midde. Dis nie baie maklik om te sê hoe ek bid vir jou. Dis beter om jou kar te klim te ry en daar te wees in vlees. En dis wat God wil hê. Hy is die tempel. Ons is die tempel van sy gees. En ons gees vat daar waar God ons nodig het. En wanneer jy daar is, jou teenwoordigheid tel meer as gebed wat jy nie wil tel van gesê. Wil ek bid vir jou. Dis nie so nie. So 2 weke terug, ek moet nou weer vandag dat 'n seun dood vir ongeluk op die pad hier buite. En gaan Pieter was Pieter se huis op vandag. Ek sê vir hulle gesien nie om nie. Pieter daar het ons terug kom hier. Daar het hy kom van daai jong mense na pad en sê, "Hoerie, was daar 'n probleem geweest wat ek daar was?" Of is dit al kyk gesê in die Bybel pastoor. Jy was daar. Ek het nie weet om te doen nie. Glad nie. Maar jou teenwoordigheid tel vir mense baie meer. En ek weet lockdown het dit weggebreek. Wie van julle is hospitaal gewees in die lockdown tyd? Ek het gesien. Moes jy alleen gaan en jou familie buite gelos het. Hoe dit gevoel? Akelig. Ek dink as ek woorde beskryf. Want baie mense het daar by die deurstand gegroei, jy kon nooit meer fisies aan hulle raak nie. God het ons gemaak om vleeslik daar te wees by mense, ons liggame by mense te plaas. En dan kom die tweede gedeelte wat hy sê, maar ons denke hernie, dit is so kosbaar ons al die omgegroepe, wat hy sê, laat jou gemoed hernie word. As jy 'n rekenaar het, en jy moet upgrade na Windows 11, wat gebeur? Hoeveel het Windows 10 gehad, en jy moet upgrade na Windows 11, okay. Wat is dit? Jy moet software inlaai, skryf. Jy moet sagteware inlaai, en jou rekenaar moet dit installeer, en dan kan jy Windows 11 kry. Enige program of app wat jy wil hê, as jy sekere dokumente wil oopmaak, moet jy 'n app aflaai, om dit te kan lees. Dis nie so nie. Net so werk in ons gees, in ons sielsgedeelte, waar jy wil, intellek, emosie is, baie makkelijk, wie, wil, intellek, emosie is. Jou emosies is een van die onbetroubaarste dinge in die wêreld, jy weet. Die Bybel sê jou hart is verleidelik, dit kan nie die regte ding baie keer ervaar, jou emosies. Jou wil, dit wat ek wil doen. Maar Petrus het so opgetuig sê, Paulus het gesê, dit ek wil doen, dit doen ek nie, maar dit wat ek nie wil doen, dit doen ek. Dis ons baie keer, dat is nie so nie, baie keer doen ons dinge, ons wil dit doen, maar mag nie, ons wil dit ook nie doen nie, maar ons stry, ons wil stry. Ons kennis is dit wat God ons gebruik. Wat ons insit, is wat uitkom. As jy jou gedrag wil verander, om in lyn te kom met God, moet jy leer dat dit insit, maak 'n verskil in jou lewe. Die woord van die Here is een van die grootste basiese goeders wat ons inbring. En ek wil hier daarmee begin. Jy kan nie jou denke verander as jy nie die woord van God in jou lewe het. Jy kan nie. Daar's geen manier wat jy jou denke in God se lyn gaan kry as jy nie die woord van die Here het. Dis heel eerstens. Tweedens, Psalm 1, dis my een van my gunsteling psalms. Jy kan later lees, maar sê, die mense met wie jy omgaan, die mense met wie jy tyd spandeer, die mense wat insta in jou lewe, die mense wat praat oor jou lewe, wat vir jou raad gee, die mense waarmee ander mense jou vereenselwig, en jy het Psalm 1 gelees, hy sê, daar is selfs die man wat is staan in die kring van spot, is ook nie daai gedeelte. So kies wie jy inspraak in jou lewe. Kies, maar as jy die woord van God het,
As jy die woord van die Here het, kan jy al klaar kies wat jy gaan toelaat in jou lewe. Maar dan gaan mense kom vir jou sê, jy's dom. Dan gaan mense vir jou sê, jy's lelik. Dan gaan mense sê, jy's 'n mislukking. Dan gaan mense in jou toe kom sê, jy is niks werd nie. Maar gaan jy na die woord gaan sê, ek hoef nie jou te luister nie, want my woord sê vir my, ek is kosbaar in God se oë. My woord sê vir God het my gemaak in sy beeld. Dis wat my woord sê. Maar ons kan nou dat mense kry wat inspraak moet gee in ons lewe. En dan sê hy vers in Psalm 1 sê, maar hy oordink sy woord dag en nag. Hy oordink sy woord dag en nag. Dis die enigste manier hoe jy God kan kry om jou gedagtes te verander. Kry sy woord, mag seker dat die mense in jou lewe sê, is gelyk met God se woord. Jy weet ons kyk baie keer flieks. Ek het al geleer dat wanneer jy 'n fliek kyk en 'n ou sê, Jesus, ken ons daai? Weet jy hoe ons sê, dis die enigste God het so aan so gedoen. Dan sit jy hom af. Maar as jy nie daai flieks dit sê, maar ons moet leer na wat ons kyk, waar ons luister. Want op die einde van die dag, beïnvloed dit ons. Die duiwel was die hoofengel oor musiek geweest, want hy het dit geweet. So, wanneer jy luister, is een van die mediums wat die meeste gebruik, om jou af te breek. As jy depressie ly, een van die dinge wat ons baie keer doen rondom depressie is, ons gryp na musiek, en ons wil graag musiek hê wat ons hier binne opbou, en 'n impak maak op ons. En dan begin jy luister na wat hy woorde is. Want jy sit daar onder die gat en jy kyk spesifiek na woorde wat saak maak. Die so God het dat ons seker maak dat ons luister na die regte goed. En heel aan die einde, wanneer jy jou liggaam stel aan God as 'n welgevallige offer, wanneer jy jou gemoed geprogrammeer het, seker gemaak is in lyn met God se woord. Jy vat jou liggaam, jy vat jou siel en jy kry hulle in lyn met dit wat in jou gees gebeur het, wat God jou gered het. En wanneer hierdie drie goed so in lyn begin gaan, is daar iets wat plaasvind in jou wat fenomenaal is. Jou voorkoms verander. Dis baie mooi. Jou voorkoms verander. As jy 'n paar keer jare getroud is, anders een jy is baie jare getroud. Baie keer kom mense en sê dat julle lyk anders as met 'n sussie. Hoekom? Hulle spandeer dieselfde tyd op dieselfde plekke, hulle eet dieselfde kos. Hulle ervaar dinge dieselfde. Hulle dieselfde stres, hulle kinders stres hulle op. Hulle ervaar al hierdie goeders. Hulle kuier saam, hulle eet al die dinge doen hulle saam, dan begin jou liggaam soos mekaar begin lyk. En dis hoe God ons verander. Dat ons in sy teenwoordigheid is, dan begin ons soos hy lyk. Jou aangesig, jou voorkoms straal Jesus uit. Dis hoekom die Bybel 5 keer wat die woord Christus voorkom, dit mense na ander mense gesê, maar is jy nie 'n volgeling van Christus nie? Is jy nie 'n Christen nie? Want hulle sien die beeld van Christus nie. Jy verander buitekant by jou denke, jou emosies, hoe jy reageer, jou kort rond wat jy altyd gehad het, word jy miskien langer, is nie so nie. Want hoekom? Want God verander jou van binne af, want jy het jou woord van God gevat, ingebring en jou geprogrammeer, en sê, ek sal met hulle wees, God is in my. Ek het in my eie lewe, en gaan so amper begin afsluit, en ek probeer besluit om te verander. Wie wil dit nog probeer? Sê, hierdie week gaan ek dit nie doen nie. Dan kom maandag, dat doen jy dit weer. Ja, wie wil dit ons kosies herreik? As die tekst is voor jy nooit met jy gaan nie van kwaad word nie. Dan kom hy, piepie, dan verloor jy dit. Ons het nie die krag om ons self te verander nie. Maar God het. Ja, ons kan seker besluit te neem. Maar die beste besluit wat jy kan neem is plaas meer van God in jou lewe. En jy gaan sien jou lewe net so begin draai en outomaties op 'n plek kom waar God jou wil hê. Jou lewe gaan word dat jy gaan nie meer in veroordeling sit nie, maar jy gaan in oorwinning staan. Want veroordeling bring nie verandering, jy bring meer skuld, meer ek spyt, ek is al die dinge. Maar wanneer ons in oorwinning staan, sê ek hoef nie in daai verskuldiging staan. God het my verander van binne af buite. Dit is soos die skoenlappe wat toegekom is. Die verandering van binne plaas waar niemand dit sien nie. Maar wanneer hy oopbreek, dan sien ons dit verander. Het van 'n wurmpie af, na skoenlappe te verander. En God het ons gehelp om ons denke te verander. Hy het ons gehelp om ons liggaam aan hom neer te lê. En sê, Here, die Gees het al reeds my gees gewet. Is al reeds in lyn met God.
Maar hier is my liggaam, kom ons bring dit in lyn. Weet waar my gees alreeds is. Kom ons vat my denke, my redenasies en bring dit in lyn met God. En wat die wonderlike ding is, wat hierdie drie goed so saam begin beweeg, dan begin ons vrug dra. Dan begin mense by jou toe kom en hulle pluk vrug by jou. En sê, wie, dit wat jy het, wat ek ook hê. Dit wat in jou lewe is, sien ek, is kosbaar. Dit wat in jou lewe gebeur, hoe jy hierdie situasie hanteer, is anders as wat ander mense dit doen. Ek wil dit ook sien. En wanneer mense dit beleef in jou, dan sê hulle, hoe kan jy dit sê, ek het my liggaam, ek het vir God gegee. Om God te sê, ek is nie meer genoeg. My gees, my alles behoort in die Here, my siel behoort in God, om te gebruik. Dis wat ek vrug dra. God het jou nodig, net om oor te gee. Net om meer te lees, Here, hier is ek. Gebruik my. Gebruik my soos U wil. En wanneer jou denke so verander, wanneer jy in 'n situasie stap jy klaar reeds in die oorwinning vir God. Geen situasie kan jy onderkry nie. Die verhaal vertel ek was gister alweer op Facebook het gelaai gestaan. Ons gaan binne die Paasfees en ek gaan hierdie twee stories afeindig. Jy sien die eerste storie vertel van hierdie man by die treinbrug gewerk het. Wat moes ook gaan, as die skepe deurgaan, as die skepe deur is, dan gaan toe, en die trein gaan deur. En die pa die dag, die seun saamvat om te verduidelik, hoe werk alles. En op 'n tyd kry jy die boodskap as trein op pad, met 500 en hoeveel mense op hier. En hy die brug toemaak, en die skepe sal wag. Terwyl die pa daar staan met die koppie te druk, sien hy sy steen staan tussen die ratte. En nou in daai oomblik moes hy besluit geneem het. Met koppie te druk dat 200 mense gered is, of 500 mense gered is, en sy seun sterf, of hy los dit en hy probeer sy seun red, en ander mense gaan dood. Dit is 'n ware verhaal, en hy die koppie gedruk. Sy seun verblysel, en hy ratte. 200 mense, sy lewens gered, vir sy seun. Jesus Christus het ons die mooiste vorm van godsdienst gaan wys. Hy het 'n voorbereiding, vandag is Palm Sondag, ingestap en in die oorwinning gegaan, en dink ek nog aan sy ego nog goed gevoel. Hy gaan op 'n plek en hy sê toe, hy sit op die tafel, die nagmaal. En hy breek die brood en hy sê, hierdie is my liggaam. Romeine 1, hy gee sy liggaam as 'n welgevallige offer vir die Vader. Hy gaan die tyd na Getsemane en hy bid daarso. En omdat hy sê, maar nie my wil nie, maar U wil. Hy sê wil, en lyn gebring voor die Vader. En daardie oomblik sy gees dalk geweet en daar is. Maar sy liggaam en sy wil, moes hy gerig op 'n plek, waar sy sal gehoorsaam wees. En dis wat Christus vir ons gedoen. En hy het vir ons pad gewys. En sê, stel jou liggaam as offer aan hom. Stel jou hart, jou siel verander om op 'n plek te kom om te hoor te God sê. Dan sê die woord van jou, dan sal ons weet wat die welgevallige wil van God is. Dan eers van ons die lewe, ons lewe onderwerp met die Here. Voordat die woord dit sluit daarby is. Hierdie is 'n boodskap wat baie maklik is om net te praat. Maar God sê vir ons redelike godsdienst, die basis, die noodsaaklike, wat nodig is binne godsdienst, die diens van die Here te staan, is om jou liggaam eers te gee aan die Here. As die Here gebruik jy die liggaam, soos hy wil. Dis die tempel. Laat my gaan waar jy wil wees. Laat my U hande wees, laat my U voete wees, laat my U stem wees in mense se lewens. Tweedens, Here, help my vandag dat ek anders sal dink as die wêreld. Help my dat wanneer ek na die woord toe gaan, dat die woord vir my oop sal gaan, waar die Here sal gee, en wanneer die woord in my lewe in beweeg, dat dit verandering sal bring, in my dade, my denke, my redenasies, hoe ek oor dinge dink. Here, vandag wil ons daai stap neem, dat ons redelike godsdienst net in plek sal kry. En wanneer ons hierdie dinge in plek kry, besef ons dat ons het mekaar nodig.
Want wanneer ons selfs in 'n babatjie stadium in ons lewens is, het ons nodig dat iemand ons voer. Iemand ons rond beweeg. Iemand ons in slaap maak. Iemand vir ons moet sê wat nodig is. Daarom het ons mekaar nodig. Want van ons is swak. Dan stuur hy ons en 'n versterkers om by ons te staan. Ons is siek. Dan stuur die mense om jou hande op ons te lê. Ons het 'n las, dan sê die woord dra mekaar se laste. Ons daar sal wees. Wanneer ons roep tot verhouding, nie net tot godsdienst nie, maar verhouding teenoor mekaar teenoor die Here. Dit die woord sê, ons moet U lief hê. Ons die naaste lief hê soos onsself. Here, dis wat ons wil doen vandag. Ons wil net ons lewe toewy aan U. Just give it over to God. En ja, ons het al die besluit geneem, sê Here, my Gees sê hy, ons gaan hemel toe. Maar dat ek my liggaam en my siel in lyn kry met die Gees. Dankie Here, ons het volgende kan hoor, ons vandag sê, Here, help ons, gee ons krag, gee ons alles wat ons nodig het, net om in lyn te kom met ons Gees, met die Gees en die woord. Here, baie dankie, ons het volgende alles geneem. My life is in You, Lord. My strength is in You, Lord. My hope is in You, Lord. My alles gee oor aan U. Want sonder U kan ek nie. Daarvoor Here is U vandag, Jesus. Amen. En amen. En amen. Amen. So gaan julle julle liggaam gaan maar heel hierdie week. Kyk in die spieël en sê jy vir jouself, God het hierdie liggaam vir my gegee tot sy eer. God het hierdie mens vir my gegee tot sy eer. Dat ek jou naam vergeet, het sy pa, Desmond. Ek wil hier voor staan. Sy pa is in die hospitaal, stage 4 kanker. En hy is op die laaste oomblik van sy lewe. Is daar nog iemand gebed nodig? Ek het gevra. Is daar nog iemand gebed nodig het voor ons afsluit? Nog iemand? Kan iemand net sy hande op lê en begin aan die dag op staan? Vir die en vir vrae so ja, maar as baie mense. Baie mense verstaan my. Jy weet baie keer staan ons en ons sien ons magteloos en ervaar iemand siek is en jy sien hoe die lewe uit gaan. En baie keer weet jy moet bid, Here bid vir genesing of bid dat die Here genadig is om te laat gaan. Miskien ons vandag sê Jesus, Here nie ons wil nie, maar U wil. Ons gaan saam met Vader bid vandag vir Desmond, sy pa. En daar waar hy moet toekyk, sy pa se seer daar is. Hoe die lewe in sy liggaam gaan en jy hoef jy laas al gebid was vir genesing, maar nou moet jy vra vir genade. Maar Here nie ons wil nie, maar U wil. Here soos hierdie manne vandag hulle hande op hom lê, Here vra dat U mense ons sal staan om te versterk. Here daar word by die huis Here ook, Here dat sy ook sal weet U is met haar, Here. In hierdie situasie Here waar die broers en susters daar is, waar die ander familie daar is, dat die teenwoordigheid en nabyheid daarvan hulle sal wees, maar dat hulle tasbaar sal sien, dat 'n man en vrou is vir hulle liggaam stel as 'n welgevolg offer, en sê maar teenwoordig wees. Here ons spreek vandag, Here, dat Jesus in hulle lewens sal wees. Dat hulle lewens sal wees, maar ook Here genade, vertroosting en help, vir wat hulle nodig het vandag, Here. We just want to speak Jesus in every heart, in every soul, every mind. En ons dank U daarvoor, Jesus se naam. Amen. 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 Volgende week is Paasnaweek, berei julle harte voor. Hierdie week voor Paasfees is alles wat gebeur in die voorbereiding vir Christus. Ek sal vir julle so 'n prentjie stuur rondom wat alles gebeur in die week. Vandag is Palmsondag, waar Jesus daarin beweeg het. En die mense het palms neergegooi en gesê, Hosanna aan koning en die Messias. En wat interessant is, dit begin by dit en op die einde te gekruisig en 'n kroon op sy kop gehad. Binne 'n week en baie dinge verander. En ons glo dat die Here ook in daai week sy opstanding het vir ons groot dinge vir ons gewys. So ons gaan hierdie naweek berei jou hart voor, kom donderdag aand, kom deel die nagmaal, berei jou hart voor vir dit wat die Here hierdie naweek gaan doen, ook in die kerke reg deur ons dorp. Want God beweeg oral as sy kinders saamkom. Waar jy gaan uit Sondagoggend, Jesus kom op die diens, kom daar by mekaar, trek lekker warm aan, bring jou koffievleis,
bring 'n stoel, daar is stolpe, maar bring 'n stoel saam as jy dapper genoeg is, maar kom net so intoe, en dien die Here saam as 'n dorp, vir die eenheid van God in ons dorp is, en kom ons saam, dan by die kerk hierso, vanmiddag 5 uur is ons laaste sessie van ons kursus wat ons doen rondom Romeine 12, en dan gaan ons gesels oor God se hart klop, ook vir dit wat hulle gaan doen, en dan volgende naweek, daarnaas nog 'n naweke, en ek is dankbaar vir die Here, vir vandag. Het is lekker dat julle liggame vandag gekies het, dat julle kan sien, julle kan hoor, maar wees gehoorsaam aan die Here. Voordat ek miskant na vore kom, voor ek vergeet, Isak, sy ma's nie hier, is reg. So sê Isak, as jy ma nie is, moet jy haar rol opneem. Wie weet wat haar rol opneem? Ja. Okay, ek gaan hoor, wie verjaar die week? Ek gaan sien, is er enig iemand wat die week verjaar? Andries, jy verjaar, ons het wonderlik. Hierdie chocolate mag geen sin steek nie, dit is 'n kerkchocolate. As dit nie veel is, dan steek ek in 'n gebied op, baie wanneer verjaar jy? Vandag, baie geluk. Almal wat vir hom nog 'n sweet deal gee, is baie welkom, my verjaar vandag, baie geluk. Nog iemand wat verjaar hierdie week, nog iemand? Nee, sorry, jy moes wel in die kerk gewees het, sorry. Nee, as jy slaap, slaap jy. Snooze en loose, verjaar jy dan. So lyn verjaar, wanneer verjaar jy so? Môre. Ok, baie goed, ons het groot aan die klap. Ons het verjaar. Hulle is nie, is my best hier. Hoe gaan jy met hulle deel? Sy 4 dogtertjies, so, ons het ook echt groot geword in 'n huis, waar chocolate nie baie algemeen was nie. As jy sterk het, dan deel jy dit met jou kinders. So afhangende van hoeveel kinders jy het, is hoeveel keer jy gaan eet van hy sterk. So as jy, ons is 4 kinders gewees, so 6, so ons 2 keer in 'n sterk fees. My ma het oor 2 dae gesê. Dis dit. Maar deesdae kry jy ons sterk en ek het soos dit. Jy eet 'n sterk so. Jy eet soms soos in die hand, jy eet soms in 'n ander klaar. Maar geniet dit, baie geluk met julle verjaar. So ons sal ons hele saam sing. As jy is nie by hierdie gemeente as tieners of aansteek, ek val hier net bid vir pastors en bid vir ons gemeente, bid vir die dinge wat God besig is om te maak, om wat te maak in hierdie gemeente. Dat dinge wat besig te gebeur, ons reg wees om alles in lyn te bring vir die Here. Want ek glo dat die kom en ons lekker daar saam sing. Verlore sal gaan, maar die Here gaan jou sal hê.